Good morning, good morning, good morning. Daar sy. Dis tyd vir daai heerlike ontbyt en koppie koffie, natuurlik in die beste geselskap, onsin. Voilà. Net Pieter, kan jy glo dit is al die 3de maand van die jaar? Ek moet net vir jou sê, Januarie het verskriklik erg lank verby gegly, gestap, gekruip, en Februarie was in 'n oogwink verby, ja. Maar welkom by Maart, welkom aan Maart. Baie welkom. Nou daar is weer 'n groot verskeidenheid waarna jy in vandag se program kan uitsien. Ons gesels met 'n audioloog oor gehoorprobleme in aanloop tot Wêreldgehoordag. Fokus op boeliegedrag. Vind meer uit oor 'n kongres wat leierskap en ambisie van vroue in Afrika vier. Ons gesels oor die gevaar en gevolge van fopnuus op WhatsApp groepe en ook ander sosiale media platforms. En Mieke D kom deel haar merkwaardige storie en musiek. Maar Pieter, jy het nou weer 'n interessante brokkie wat jy met ons wil deel. Baie, is vir my baie lekker brokkie nuus hierdie, veral omdat ek weet jy het mos nou maar so 'n bietjie 'n vrees vir ons geveerde vriende. Jy weet wanneer dit nou by duwe en behalwe pikkewyne. Is jy pikkewyn alright met jou? Pikkewyne is altyd Maar enigiets met vlerke wat kan vlieg, hy gaan vir jou. En my onverwags kan verras, ja nee. So dit sluit 'n hoendertjie in. Dit sluit definitief 'n hoendertjie in. Ja. Daai kyk, ek wil die Engelse woord evil gebruik. Ja. Ek kan onthou ek was een keer jy's nou jare terug, maar jy weet uit jou kinderdae kan jy seker grepe onthou, né? Nee? En ek kan onthou ek was 'n klein laaitjie geweest en ons het so 'n groot hoenderhaan op die erf gehad en die hoenderhaan se naam was Piet. Piet was die hoenderhaan se naam. En ek weet nie, Piet het sy stert vir my gewip en vir my gejaag dat ek oor 'n swembadheiding loshande gespring het. Ek kan dit baie goed glo. Kan jy nie vir ons so 'n bietjie kraai vanoggend? Hy het sulke spore gehad, Piet. Onthou jy weet 'n hoenderhaan het sulke spore. En ek het gehoor hulle kan nogal skop ook, nê? Nee. Maar vandag sal ek vir hom hy hoenderboutjie afruk, pappa. Maar kom ons storie. Ek kan vir ons kraai, maar dit lyk vir my Pieter hou verby. Ek dink jy moet. Nee, maar kom kraai die mense wakker. Kom. Ek my van is Koen. Ek is op kom. Maar in elk geval Elsa, ek weet nou van hierdie vrees van jou wat ons geveerde vriende aanbetref. Ek kan dit dese sielkundige professor Sonja Kong, dis mos nou hier waar jy weer inhou. Ja. Jy weet Sonja Kong klink sommer net vir jou klaar ook wat Oosters, Chinees, Japanees, nou ja. Professor Sonja Kong het 'n ongewone emosionele ondersteuningsdier. 'n 11 maande oue hoender met die naam Saturday. Kong sê die hoender help haar om haar emosies beter te hanteer en glo dat die hoender haar gevoelens kan aanbeveel of aanvoel, hoor nou vir my, en daarop kan reageer. Sy het selfs 'n spesiale doek gemaak sodat hierdie ou hoendertjie saam met haar deur die stad se strate kan reis. Kong, wat 'n dosent aan die University of Northern British Columbia is, bestudeer hoe troeteldiere sosiale en emosionele ontwikkeling beïnvloed, veral by tieners. Sy is besig met internasionale navorsing saam met 'n kollega van die Chinese Universiteit van Hong Kong om vas te stel hoe troeteldiere kleuters oor verskillende kulturele agtergronde beïnvloed. Terwyl Kong haar hoender as 'n metgesel waardeer, het haar ouers gesukkel om by die idee aan te pas en het hulle skertsend gevra of sy beplan om hierdie hoender einde ten laaste as 'n maaltyd te geniet. Kong se antwoord: beslis nee. Jy sien, hoe op aarde sal jy dit ooit oorweeg wanneer dit by 'n troeteldier kom, of in die geval dan nou 'n emosionele ondersteuningsdier? Kan jy dit maar 'n hoender? 'n Hoender, ja, ek dink nou nie 'n hoender is van die slimste diere daar nie, so dit is nogal vir my baie interessant om te sien. Waar gaan die ou hoendertjie oral heen, maar sekerlik 'n interessante studie, né? Ek kan so dink, ek dink dit moet 'n baie interessante veld wees. En ek moet vir jou sê, daar is mos hierdie debat oor troeteldiere en mense se emosies en so voorts. Maar as ek nou byvoorbeeld dink aan my katte, ek soek mos altyd 'n verskoning om na my katte te verwys. Ek dink tog hulle kan aanvoel, jy weet, as iets fout is of nie lekker is nie. Definitief. Want dit is asof hulle baie meer betrokke dan is en seker maak dat hulle 'n bietjie meer liefde uitdeel, né? Nee? Ondervind jy dit ook so? Ek ondervind dit definitief. Hulle weet wanneer om hulle afstand te hou en dan weet hulle ook, kyk, nou is ek nodig om net so 'n bietjie hier teen die ou lyfie te skuur en te purr. Ja. Pragtig. Maar nou ja, ek hoop nou nie dit ek hoop hierdie storie het nou 'n bietjie jou vrees minder gemaak. Want kyk, al wat jy soek is 'n hoenderdoek en daar gaan jy. Nee, wat ek moet vir jou sê, dit het hoegenaamd niks verander aan die vrees wat ek beleef nie. So
'n hoender as 'n emosionele ondersteuningsdier? Ek sê maar nee, dankie, maar vir diegene wat wel sal sê ja asseblief. Sê sy ook. Kyk lekker, dis 'n lekker storie daai. Dit is. Wel, so van hoenders na sjokolade. Ja. Weet as jy jouself beskou as 'n chocoholic? Nee, glad nie. Is dit nou iemand wat net sjokolade eet en geniet en gaande is oor sjokolade? Nee, ek is bietjie. Het jy nie ek het 'n soettand, maar nie noodwendig vir 'n sjokolade nie, interessant genoeg. Dit is interessant. Wel, ek wil vir jou 'n baie interessante storie vertel want dit gaan oor 'n sjokolademaker. Ja. Andrew Farrugia wat 'n nuwe Guinness wêreldrekord opgestel het deur die wêreld se langste sjokolade beeldhouwerk te skep. 'n 55,27 meter lange stoomtrein, kan jy nou meer. Die massiewe kunswerk, want ek dink 'n mens kan dit beskou as 'n kunswerk, gebou met die hulp van studente van Malta se Instituut vir Toerisme Studies, sluit 'n stoomenjin en 22 sjokoladekarretjies in wat elk ongeveer 160 kg weeg. Ja. Die projek het ongeveer 'n jaar se beplanning en 4 maande se werk geverg. Nou ongeveer 5000 individuele sjokoladestukke is in Italië met die hand gesny of gemaak en toe voor die Olimpiese Winterspele na Milan vervoer en aan mekaar gesit. Farrugia het gesê hy hoop die rekord sal 'n nalatenskap vir die instituut, sy land en ook familie laat. Langer as 'n Olimpiese swembad en amper so wyd soos 'n Boeing 747 se vlerkspan, is die beeldhouwerk weke lank buite vertoon. Dit is ook nie meer eetbaar nie. Interessant genoeg. Na die spele sal dele daarvan onder meer vir opleidingsdoeleindes gesmelt word. En chocoholics gaan regtig sê, what a waste of good chocolate. Ja, ek bedoel, ek kan dink dit is nogal iets om sweets te kan beleef en te sien, maar ek sal eerder so 'n bietjie daarin wil pesel. Dis nou een van daai stukke wat 'n ou seker gaan sien en dan sê hulle nie net vir jou handjies af nie, jy weet, soos if you nice to look at, nice to hold, but if you break it, consider it salt. Daai enetjie gaan hulle definitief ietsie sê, as jy ietsie afbreek en ons vang vir jou ietsie eet, dan gaan jy 'n hele wa van hierdie trein moet eet. Wel, ek moet vir jou sê, as ek so kyk na daai foto wat beskikbaar is, dis baie fyn detail. En ek dink jy moet baie geduld hê om so iets dan te skep. Dit is nou iets waar ek nie sal beskik nie. So geduld sal 'n probleem wees en so ook selfbeheersing, dink ek. Jy gaan moet proe, laat jy proe maar ek weet nie, ek dink nie hulle het baie geproe nie want hulle het geweet hierdie sjokolade gaan nou ontklaar raak as ware en nie meer eetbaar wees nie. Maar 'n amazing projek. Ek kan net dink wat se beplanning dit gekos het en geverg het en ek seker hulle het nie 'n probleem gehad met mense wat handjies opgesteek het om deel daarvan te wou wees nie. Wel, 'n stoomtrein, jy gaan maar vir ons moet begin dink aan iets waarin ons kan werk, nê? Dan kan ons dalk ook daai rekord verbeter. Maar nou ja, dress your team for success with image makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proud.